Hierdie is 'n baie lekker vraag. 'n Stel identiese gloeilampe word op verskillende wyse geskakel. Die interne weerstand van die battery is weglaatbaar. In watter een van hierdie stroombane sal die gloeilampe die helderste brand? Vat 'n oomblik. Die korrekte antwoord: A. Kom ons stel die weerstand van een gloeilamp gelyk aan R. Kom ons begin by A. Parallelskakeling. Almal is R, ek vat 1 en ek deel dit deur 1, 2, 3, 4 want ons 4 takke. So R totaal vir A is R op 4. B, serieskakeling. R plus R plus R plus R, dit gee vir my 4R. So, die weerstand van B is hoër as die weerstand van A, so klaar kan ons sien B is nie 'n opsie nie. Goed, nou C. In stroombaan C het ons 2 paralleltakke. Bo R plus R, so dit gee vir my 2R in die boonste tak en 2R in die onderste tak. Die boonste en die onderste tak is dus identies. Gebruik my kortpad metode. Ek vat 1 tak, 2R en ek deel dit deur 1, 2 takke, 2R gedeel deur 2. My weerstand is R. So, die totale weerstand van stroombaan C is R. As ons dan gaan en ons vergelyk A en C met mekaar, dan is die weerstand van A laer. Die potensiaalverskil oor die gloeilampe is dieselfde in A en C. Met ander woorde, A gaan helderder brand as C. En dan kyk ons na D. Ons het ook hier 'n R en 'n R. Soos ons net op daai parallelskakeling fokus, is dit 'n half R en daar's ook 'n R en 'n R wat vir ons nog 'n half R gee en 'n half R plus 'n half R gee vir my 'n totale weerstand van R. So C en D, my hipotese is hulle gaan ewe helder brand, maar C en D is uit. So die korrekte antwoord is A, want A het die hoogste stroom en die totale batteryspanning is beskikbaar vir elke gloeilamp. In die geval van B, seriestroombaan, hoë weerstand, C en D, ja, die weerstande is R en R, hulle is identies, maar die spanning van die battery word in die geval van C oor 2 gloeilampe gedeel en dieselfde gaan wees met D. So die korrekte antwoord is A. Baie duidelik. A, parallelskakeling, laer weerstand, hoër stroom wat vloei. En gevolglik aansienlik helderder as die seriestroombaan, waar die 4 gloeilampe ewe helder brand, maar dowwer as in die geval van A. So ons kan met vrede sê dat B is definitief verkeerd. As ons dan gaan en ons vergelyk A met C, kan ons sien A, laer weerstand, onthou dit is R op 4, in die geval van C, was die totale weerstand R, en jy kan nou visueel kan jy sien, A, baie helderder as C, maar C is helderder as B, maar C is definitief uit. En dan om my hipotese te toets, kom ons meet die spanning oor die battery, dis 9 volt, en vir D, meet die spanning oor die battery, en dit gee ook vir ons 9 volt. As ons nou kyk na 'n individuele gloeilamp, vir C 4,5 volt, vir D ook 4,5 volt. So die spanning gaan dieselfde wees, die weerstand gaan dieselfde wees, en as ons kyk, drywing P is gelyk aan V² op R, en die spanning is dieselfde en die weerstand is dieselfde, gaan die drywing dieselfde wees, en jy kan visueel sien, hulle brand ewe helder. So, die korrekte antwoord is A, laagste weerstand
en die totale spanning oor die battery is beskikbaar vir elke gloeilamp.